Hi daar, baie welkom by ons aanlyn diens. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Dis vir my 'n groot voorreg om jou te kan groet in die groot en heilige naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Baie dankie dat jy vandag die keuse gemaak het om hier ingeskakel te wees. Ek weet daar is soveel opsies op die internet, maar jy het vandag die keuse gemaak om hier te wees en daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie. My gebed is eenvoudig, mag die Here jou ontmoet op daai spesifieke plek waar net hy kan ontmoet en mag jy soveel seën uit vanmôre se boodskap ontvang. Mag jy die boodskap geniet en mag jy dit deel met jou vriende waar ook al jy gaan. Geniet dit. Nou ons sluit ons reeks af vanmôre en ek wil jou vat na Kolossense 2 vers 14 tot 15 waar die volgende staan. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Familie, ons kom vandag tot 'n einde met hierdie reeks, die onsigbare realiteit. En vir die afgelope 3 weke het ons baie gefokus op die geestelike oorlog wat agter die skerm plaasvind. Op die vyand wat ons nie met die blote oog sien nie. Die aanvalle van die duisternis, die stryd met ons denke en die werking van die vlees. En natuurlik die subtiele strategie van Satan wat elke hoekom draai vir my en vir jou wag en wat daarop uit is om ons lewens te vernietig. Maar vandag eindig ons nie met vrees nie. Ons eindig nie met 'n fokus op die vyand nie en ook nie 'n fokus op die duisternis nie. Ons eindig by die kruis, ons eindig by oorwinning, ons eindig by Jesus Christus. Want die grootste onsigbare realiteit is nie die bestaan van demone en geestelike goed nie, maar die onsigbare realiteit is dat Christus reeds oorwin het en dat hy oorwinning vir my en vir jou beskikbaar is. Die vyand wil hê dat ek en jy moet leef asof ons nog beklei vir oorwinning. Beklei vir oorwinning. Maar die grootste onsigbare realiteit is dat Christus reeds oorwin het en dat hy my en jou roep om vanuit daardie oorwinning te leef. Daar's 'n baie groot verskil. Jy veg nie vandag vir jou identiteit nie. Jy veg vanuit identiteit in Christus Jesus. Jy veg nie vir aanvaarding nie, jy veg vanuit aanvaarding. Jy veg nie vir God se liefde nie, jy leef vanuit sy liefde. En ons moet eerlik vanmôre besef dat die kruis is nie 'n gedeeltelike oorwinning nie. Dis nie 'n amper oorwinning nie of 'n voorlopige oorwinning nie. Dit is 'n volkome, ewige, allesomvattende hemelse oorwinning. Dis wat dit is. Die kruis is die grootste oorwinning in geskiedenis. Daarom verklaar Paulus dit in Kolossense 2 vers 14 tot 15. Paulus gebruik die taal van oorlog. Hy gebruik die taal van triomf. Hy gebruik die taal van oorwinning. Die Griekse woord wat hy gebruik vir die woord ontwapen is die woord, ek hoop ek spreek dit reg uit, maar is epikdiomai, as ek dit nou reg uitspreek. Waar hulle in hierdie woorde kom, weet ek nie. Maar wat dit beteken is om heeltemal te stroop, om van wapens te ontneem, om iemand publiek, kaal en magteloos te laat staan. Met ander woorde, Jesus het nie Satan verswak nie. Hy het hom nie verswak nie. Hy het hom ontwapen. Hy het hom oorwin. Die kruis was Jesus se oorwinning oor Satan. Wat gelyk het soos 'n nederlaag was eintlik die grootste oorwinning van alle tye. En dis die oorwinning wat vandag vir my en vir jou beskikbaar is. Die vyand het gedink hy het gewen, maar hy het nie besef dat die lam van God was besig om die slang se kop te vermorsel nie. Daarom staan daar geskrywe in Genesis 3 vers 15, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom aan die hakskeen byt. Reeds in Eden het God beloof, die slang sal nie altyd wen nie. Sal nie altyd wen nie. En op Golgotha gebeur dit. Die kruis was nie net 'n plek van pyn nie, dit was 'n plek van triomf, van oorwinning. Die graf was nie die einde nie, die opstanding was die hemelse verklaring wat duidelik sê, Jesus het oorwin. Jesus het oorwin. Daarom kom Paulus en hy vra hierdie belangrike vraag in 1 Korintiërs 15 vers 57. Hy sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Johannes 19 vers 30 het ons te doen met Jesus se laaste woorde aan die kruis. Ek lees vir jou, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit
is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Die woorde, dit is volbring, in Grieks is die woord tetelestai, wat beteken betaal in volle. In volle. Dis totaal en al afgehandel, volkome afgehandel, die prys is betaal. Jesus het nie halfpad gewen nie, hy het finaal oorwin. Hy het finaal oorwin. Augustinus skryf, hy sê, the cross was the devil's mousetrap, baited with Christ's blood. Nie waar nie? En daarom moet ek en jy besef en hierdie waarheid vermoere erken, dat Jesus het die magte van die duisternis oorwin. Ons moet vanoggend verstaan dat Satan is werklik. Hy's werklik. Demone is werklik. Geestelike oorlog is werklik. Maar hulle is nie gelyk aan Christus Jesus nie. Jesus het nie met Satan onderhandel nie, hy het hom oorwin. Hy het sy trawante oorwin. Hy het die geestelike oorlog oorwin. 1 Johannes 3 vers 8 sê, hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duiwel te vernietig. Om die dade van die duiwel te vernietig. Daardie woord vernietig beteken eenvoudig verbreek, afgebreek, tot niet gemaak. Jesus het gekom om sonde se mag te breek, die vloek te breek, die kettinge te breek, die vestings af te breek, en die mag van die dood te vernietig. Daarom staan daar geskrywe in Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan ook aan vlees en bloed deel het ook hy net so aan dieselfde dinge deel gekry, sodat hy deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak. Openbaring 12 vers 10 sê, toe het ek 'n harde stem in die hemel hoor uitroep, nou het die verlossing en die krag en die koningsheerskappy van ons God deurgebreek, en ook die volmag van sy Christus, omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. Eenvoudig gestel, die vyand werk vandag nog, maar vanuit 'n plek van nederlaag. D.L. Moody skryf, Satan's greatest success is in making people think he is unconquerable. Dis soos 'n verslaande leeu wat nog probeer brul. Ja, hy intimideer, ja, hy versoek, ja, hy mislei, maar hy is reeds oorwin deur Christus Jesus. 'n Ou met die naam van Watchman Nee het geskryf, the devil is a defeated foe fighting a lost battle. Fighting a lost battle. Want Jesus het die dood, hy het die kettinge, hy het die vestings in my en jou lewe kom breek. Jesus sê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy die vraag, glo jy dit? Glo jy dit? En dis die vraag wat ek vanmôre vir jou ook wil vra. Is glo jy dit? Glo jy dat hy werklik die opstanding in die lewe is? En dit maak nie saak of jy die aardse lewe tot 'n einde kom nie, dat jy werklik 'n plek het in die ewige lewe. Dat jou sondes vergewe is. Dat jy die ewige lewe as erfdeel het. Glo jy dit vanmôre? Die dood was die mensdom se grootste vyand, maar Jesus het die graf binne gestap en weer lewend uitgestap. Die steen is weggerol, die graf is leeg, die dood is oorwin. Familie, ons dien nie 'n dooie godsdiens nie. Dien nie 'n dooie godsdiens nie. Ons dien 'n lewende koning. Openbaring 1 vers 18 sê, ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die setels van die dood en van Hades. Maar Jesus het nie net die ewige dood oorwin nie, hy breek ook verslawings, hy breek bindinge, hy breek skandes, bitterheid, vrees, depressie, demoniese vestings en nog vele meer. Waar die vyand bind, maak Jesus los. Waar die vyand steel, herstel Jesus. Waar die vyand vernietig, bring Jesus weer lewe. Johannes 8 vers 36 bevestig dit, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Sal julle werklik vry wees. Thomas Watson het geskryf, Christ went more willingly to the cross than we go to the throne of grace. Ek lees dit weer. Christ went more willingly to the cross than we go to the throne of grace. Familie, ek kan baie keer nie verstaan hoekom ons so vasgevang is in neerlaag nie. Hoekom ons so vasgevang is in kettinge en
vestings en bindinge oor ons lewens, as die oorwinning al reeds vir ons gegee is. En duur gekoop is, dat ons duur gekoop is deur die bloed van Jesus. Een belangrike ding wat ek en jy moet besef is, ons moet leer om vanuit ons identiteit in Christus te leef. Baie gelowiges besef Jesus het oorwin, maar hulle lewe nog soos gevangenes. Hulle lewe nog vas in hulle sondes. Hulle lewe nog vas in hulle ongeregtigheid. Die probleem is nie altyd 'n gebrek aan oorwinning nie, die probleem is 'n gebrek aan openbaring. Paulus stel dit so in Efesiërs 1 vers 19 tot 21. Hy sê, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Paulus sê eenvoudig, dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood uit, daardie selfde krag is in my en jou lewe. Dieselfde krag, dieselfde oorwinning, dieselfde opstanding is in my en jou lewe beskikbaar. Jy is nie net 'n sukkelaar wat probeer oorleef nie, jy is 'n kind van God. Jy is 'n erfgenaam van Christus, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy is deel van sy koninkryk en hy het jou bekleë met 'n geestelike gesag. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. As 'n Griekse woord vir die woord mag en is exousia, wat beteken gedelegeerde mag, wettige autoriteit, amptelike heerskappy. Jesus gee aan my die geestelike gesag, die geestelike oorwinning. Lukas 10 vers 19 sê hy, kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. 1 Johannes 4 vers 4, julle kinders is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat hy reeds oorwin het en vir ons dit gee. 'n Man met die naam van Adrian Rogers het geskryf, you don't fight for victory, you fight from victory. You don't fight for victory, you fight from victory. Neil Anderson skryf, identity determines your conduct. Identity determines conduct. En daarom moet ons die vraag vra, hoe wandel ons daagliks in die oorwinning? Hoe wandel ons daagliks in Jesus se oorwinning wat hy vir my en vir jou gee? Want ons moet besef, daar is baie Christene wat sukkel. Baie Christene. Ons juig op Sondag, ons sing saam, ons sing loof die Here, halleluja. En dit gaan goed met ons op Sondag. Maar op 'n Maandag leef ons verslaan, heeltemal oorwin. So hoe leef ons prakties vanuit oorwinning? Eerstens, ek het dit verlede Sondag ook gedeel en ek deel dit weer hierdie Sondag. Bly in die woord van God. Familie, ons durf nie die woord van God afskeep nie. Ons durf nie die woord van God afskeep nie. Ons moet bly in hierdie waarheid, veral in 'n tyd waarin ons vandag lewe. Die wêreld het waarheid nodig. Nie verdraaide waarheid nie, die egte waarheid. En hoe gaan ek en jy die waarheid ken as hierdie boek toe bly? Hoe verwag ons dat God met ons ontmoet en met ons praat as hierdie boek toe bly? Hy praat deur sy woord met ons. Bly in die woord. Johannes 8 vers 31 tot 32 sê, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hoe verwag ons om staande te bly teen die vyand se listighede as ons nie die woord van God ken nie? As ons nie die waarheid ken nie. Sover ek weet, in Genesis het hy net die waarheid so bietjie verdraai. Toe hy vir Eva gesê het, is dit waar dat jy van geen van hierdie bome mag eet nie? Net so bietjie verdraai. En so baie keer kom hy in my en jou lewe en hy verdraai die woord net so bietjie. En ons dink dis die waarheid. Ons dink dis wat ons moet glo. En ons sê dit net vir onsself oor en oor tot dit vir ons 'n realiteit begin word. Die vyand werk deur leuns, hy werk deur misleiding, deur verwarring. God werk deur sy waarheid. Jy kan nie in oorwinning leef, maar afgesny wees van God en sy woord nie. Want die woord versterk jou. Die woord vernuwe jou denke, dit openbaar jou identiteit, dit onmasker die vyand.
Psalm 119 vers 105 is 'n bekende gedeelte, julle ken dit. U woord is die lamp wat vir my die weg wys, die lig op my pad. Is hy die lig op jou pad? Is hy die weg op jou pad? Tweedens, leef in voortdurende oorgawe. Galasiërs 5 vers 16, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soek vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Oorwinning kom nie deur menslike krag nie, nie deur emosionele opwekking nie deur net selfdissipline alleen nie, maar deur afhanklikheid van die Heilige Gees. Ons het hom nodig. Sagaria 4 vers 6, nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige. Deur my Gees. Derdens, weerstaan die duiwel. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dus aan God. Weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle af wegvlug. Sommige dinge verander nie totdat jy opstaan in geestelike gesag nie. Daar is tye om te bid, maar daar is ook tye om te verklaar in die naam van Jesus Christus breek ek hierdie vesting. In die naam van die Here Jesus Christus breek ek hierdie sonde. In die naam van die Here Jesus Christus breek ek hierdie ding wat oor my lewe is. Breek ek hierdie leuns wat hy in my lewe gesaai het. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God kragtig om sterk vestings af te breek. Weerstaan die duiwel. Weerstaan die duiwel. Jy sien, so baie keer is ons te bang om dit te doen. Ons is bang om daai geestelike gesag in te neem om te sê, genoeg is genoeg. Daar is nie meer plek vir jou in my lewe nie. Daar is nie meer plek vir hierdie vyand in my lewe nie. En ek vat God se kragtige wapens wat vestings afbreek. Laastens, trek die volle wapenrusting aan. Volle wapenrusting. Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listighede of die listige aanslag van die duiwel. Sodat julle op julle pos kan bly, sodat julle standvastig kan bly, sodat julle stewig kan bly in die Here. God het jou nie weerloos gelos nie, familie. Het jou nie weerloos gelos nie. Hy gee jou die regte wapens. Hy gee jou die wapens, die gordel van waarheid, die borsharnas van geregtigheid, die skild van geloof, die helm van verlossing, die swaard van die Gees. Jy is toegerus vir die stryd. Ek sê dit weer, jy is toegerus vir die stryd. Hy het jou nie weerloos gelos nie. Hy het jou nie alleen gelos nie. Jy is toegerus. Jy is bekwam. Nie as gevolg van jouself nie, maar as gevolg van hom. As gevolg van hom. Maar wat ons ook moet besef vanmôre is, oorwinning bring verantwoordelikheid. Want hier is die gevaar. Sommige mense hoor van genade en hoor van oorwinning en raak passief. Hulle raak passief. Maar oorwinning beteken nie passiwiteit nie. Jy moet waak, jy moet bid, jy moet gehoorsaam wees, jy moet heilig leef, jy moet jou denke bewaar en bewaak. Daarom waarsku Petrus ons in 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Hy sê, wees nugter, wees wakker. En hy sê dit in 'n uitroep. Hy het dit nie ligtelik gesê nie, hy sê, wees nugter, wees waaksaam, wees wakker, want julle vyand, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in julle geloof, en staan hom te, weer eens, weerstaan die duiwel, en moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Jy is nie alleen nie. Daai ding wat jy mee stoei, jy's nie die enigste een wat met dit stoei nie. Daar's ander mense wat ook met dit stoei. Maar saam, God kan ons dit oorwin. Ja, Jesus het gewen. Maar jy moet steeds aanvastig bly, steeds weerstand bied, steeds dissipline hê en steeds in die lig wandel. Dis my en jou verantwoordelikheid. Ons kan nie net die dag wat ons tot bekering gekom het, ons knieë gebuig het voor die Here gesê het, Here, ons wil U aanneem as verlosser en saligmaker, ons wil U aanneem as ons God, ons Vader, as die koning van my lewe, en dan los ons dit net daar. Ons aanvaar alles is nou reg. Ons aanvaar dat ons hoef nie onsself te bewaar nie, onsself in die lig te laat wandel nie, om dissipline te hê, om standvastig te bly, om weerstand te bied. Familie, dit gebeur nie net sommer nie. Jy het 'n verantwoordelikheid en ek het 'n verantwoordelikheid om in die lig te wandel, om heilig te lewe. Romeine 8 vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Deur Jesus Christus. Dit beteken oorweldigende oorwinning, om ver bo die vyand te triomfeer.
Nie net te oorleef nie, nie net deur te kom nie, maar meer as oorwinners. Matteus 24 vers 13 sê, wie egter volhard tot die einde toe, die sal verlos word. Wie egter volhard tot die einde toe, die sal verlos word. Warren Wiersbe het geskryf, the Christian life is not a playground, it's a battleground. It's a battleground. En die grootste stryd is in my en jou denke. Baie mense is gered, maar hulle leef steeds in gevangenis in hulle denke. Want die vyand fluister, jy gaan nooit verander nie. Jy gaan altyd sukkel met daai sonde. Jy gaan altyd 'n neerlag beleef. Jy gaan altyd stikkend wees. Jy is nie waardig nie. God kan jou nie gebruik nie. En nog vele meer leuns wat hy vir my en vir jou gee. Maar die kruis spreek harder as hierdie leuns. Spreek baie harder as hierdie leuns. 2 Korintiërs 10 vers 5, en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word, ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Weereens, jy gaan die woord van God moet ken. Jy gaan die woord van God moet ken, om elke gedagte gevange te neem, en dit gehoorsaam te maak aan Christus. Jy moet leer om leuns te identifiseer, om waarheid te spreek, om jou gedagtes aan Christus te onderwerp. Dis my en jou verantwoordelikheid. Want baie kettinge begin in die denke. Want hy weet as hy net vir ons hierdie leuen kan vertel, of hierdie klein leuen kan vertel, of hierdie waarheid so bietjie kan verdraai, dan het hy ons. Want ons glo dit. Ons leef vanuit daardie leuen. Daarom sê Paulus in Romeine 12 vers 2, hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan natuurlik, die kruis het die finale woord. Die finale woord oor my en jou lewe. Is nie jou verlede nie. Is nie jou sonde nie. Is nie jou mislukkings nie. Is nie die vyand nie. Die finale woord is Jesus het oorwin. Die kruis sê die skuld is betaal, sonde is vergewe, kettinge is gebreek, die graf is leeg, die vyand is ontwapen, die kind van God is vry. Dis wat die kruis vir my en vir jou sê. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Derek Prince skryf, hy sê, our victory is not based on what we can do for God, but upon what Christ has already done for us. S.M. Lockridge het geskryf, the resurrection of God's amen to Christ's statement is, it is finished. It is finished. Dit is volbring. Dit is afgehandel. Daai ding wat jy mee stoei, weet jy wat dit is nie? Jy weet, dalk is dit 'n troetelsonde in jou lewe wat niemand van weet nie, wat jy maar hier een kant hou. Jy dink dit is klein, jy dink dit is nie belangrik nie, maar ek wil vandag vir jou sê, dit staan tussen jou en God. Dis juist daai ding wat die vyand gebruik. Dis juist daai ding wat die vyand gebruik om 'n wig tussen jou en die Here te bring, om 'n spasie, om 'n verwydering tussen jou en God te bring. So familie, ons eindig vandag hierdie reeks nie met 'n fokus op die vyand en sy trawante nie, maar op die koning. Op die koning. Nie op die oorlog nie, maar op die oorwinning. Nie op die kettinge nie, maar op die een wat hulle verbreek het. Want die grootste onsigbare realiteit is dit, Jesus Christus leef, Jesus Christus regeer, Jesus Christus het oorwin. En hy roep my en jou vandag, om nie soos gevangenes te lewe nie. Nie te leef as 'n slagoffer nie. Nie te leef in vrees nie. Nie te leef in nederlaag nie. Maar te leef vanuit die onsigbare oorwinning wat Christus vir my en vir jou gee. Leef vanuit die onsigbare oorwinning van Christus. Wanneer die vyand jou aanval, onthou die kruis. Wanneer die duisternis dreig, onthou die graf is leeg. Wanneer jy swak voel, onthou die gees van God woon in jou. Wanneer die wêreld jou probeer definieer, onthou wie jy is in Christus Jesus. Vind jou identiteit in hom. Jy sal nie spyt wees nie. Ek glo met my hele hart dat hier is mense vandag wat moeg is. Ek glo met my hele hart, hier is mense wat moeg is. Wat moeg geveg is. Wat geestelik uitgeput is. Wat voel of die vyand heeltyd wen. Jy kom op daai plek in jou lewe en dit voel net, dis neerlaag na neerlaag na neerlaag, krisis vir krisis, uitdaging vir uitdaging, en jy kom nie net voor nie, jy's moeg. Maar hoor die woord van die Here vanmôre. Die oorlog mag woed,
maar die uitslag is reeds bepaal. Christus het oorwin. Christus het oorwin. En omdat hy lewe, kan jy ook oorwin. Omdat hy opgestaan het, kan jy ook opstaan. Omdat hy die kettinge gebreek het, hoef jy nie langer gebind te leef nie. Omdat hy triomfeer, kan jy vandag wandel in vryheid, gesag, krag en oorwinning. Ek sluit af met Openbaring 5 vers 13 wat sê, en ek het die hele skepping, die hemel, op die aarde, onder die aarde, op die see, en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep. Aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof, die eer, en die heerlikheid, en die sterkte, vir ewig en ewig. In Jesus Christus is ons nie op pad na oorwinning nie, ons lewe vanuit oorwinning. Maar jy moet daai keuse maak vandag, om te sê, ek gaan uit oorwinning uitlewe. Jy moet die keuse maak om vandag na Jesus Christus toe te gaan en te sê, Here, ek veg nou vir 'n lang tyd, veg ek met my eie kragte, met my eie wysheid, met my eie insig. Vandag kom ek en ek gee dit oor aan U, want hy het al reeds vir jou die oorwinning gegee. Maak nie saak met wat jy sukkel nie, maak nie saak of dit 'n troetelsonde in jou lewe is nie, maak nie saak of dit 'n verslawing is nie, maak nie saak wat dit is nie. Hy het al reeds vir jou die oorwinning gegee. Lewe vanuit daardie oorwinning. Gaan terug na sy woord toe. Kom by sy voete uit. Maak seker jy maak tyd vir die Here. Jy kan nie sonder die Here leef nie, veral nie in 'n tyd waarin ons vandag lewe nie. Jy het die waarheid nodig. Jy het God nodig. Jy het die evangelie nodig. Jy het nodig om naby aan hom te bly. Naby aan hom te bly. Maar jy moet daai keuse maak. Ek kan nie die keuse vir jou maak nie. Jy alleen maak daardie keuse om te sê, ek kies vandag om in daardie oorwinning te leef. Ek kies vandag om in daardie oorwinning te leef. So met dit gesê, kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie dankie vir U woord vandag. Dankie dat ons aan die einde van die reeks kan kom en weer herinner word dat U reeds die oorwinning behaal het. Dankie dat die kruis nie net die einde van die storie was nie, maar die begin van ons vryheid. Van ons vryheid. Dankie dat die graf leeg is en dat U vandag leef en regeer. Here, baie van ons kom vandag hier met ons eie gevegte, met ons eie uitdagings, met ons eie krisisse, met ons eie bekommernisse. Sommige voel dalk moeg, wat ek glo dit regtig is. Sommige voel moedeloos. En selfs is die mense wat hier so sit wat voel of hulle verslaan is. Maar vandag kies ons om ons oë op U te rig en te onthou dat U groter is as enige stryd wat ons in die gesig staar. Help ons om nie vanuit vrees te lewe nie, maar vanuit geloof. Help ons om nie die vyand se leuns te glo nie, maar die waarheid in die woord vas te hou. Om tyd in die woord te spandeer, om daaraan vas te hou, om die waarheid in ons harte te gaan bære. Herinner ons elke dag wie ons is in U, Here. Geliefde kinders van God. Duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus en geroep om in U oorwinning te leef. Heilige Gees, gaan saam met ons hierdie week, geef ons wysheid, geef ons krag, geef ons moed vir elke uitdaging wat voorlê. Help ons om nader aan U te leef, meer soos U te word en elke dag te wandel in die oorwinning wat U reeds vir ons kom gee het. Here, ons gee vir U al die eer van ons lewens. Ons gee vir U al die eer van die oorwinnings in ons lewens. Want U is waardig om geloof en prys te word. Dit gaan alles oor U. Gaan nie oor ons nie. Gaan nie oor ons uitdagings nie. Dit gaan nie oor ons omstandighede, ons krisisse nie. Dit gaan alles oor U. En Here, ons kom vanmôre opnuut na U toe en ons kom gee ons harte, ons kom gee ons lewens, ons kom gee alles in ons. Kom gee ons vir U. En ons kom vra dat U beheer wees sal neem van ons lewens. Here, vergewe ons waar ons eie lewe wou beheer het. Vergewe ons waar ons staat gemaak het op ons eie planne, op ons eie insig, op ons eie wysheid. Ons kom vanmôre opreg na U toe en ons kom gee dit alles vir U. Wees U die koning van ons lewens. Wees U die een wat beheer is. Wees U vir ons die Vader wat die oorwinning vir ons gee. Ons bid dit als, Here, nie omdat ons verdien nie, maar alleenlik in die groot en heilige naam, die naam wat oorwin het, en dis die naam van Jesus Christus. En ons almal sê saam, Amen.
Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel gewees het. Dankie dat jy na die boodskap geluister het of gekyk het. Mag jy dit met iemand spesiaals deel en mag jy 'n fantastiese lekker dag en lekker week hê. Die Here seën jou en ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.